Jy maak heel moontlik deel uit van 'n klein sakeonderneming of jy is dalk betrokke in 'n groot koöperatiewe omgewing waar jy dalk die bestuurder is van 'n groep mense. Om mense te bestuur is nie maklik nie en om mense te motiveer en te inspireer is ook nie maklik nie. Die druk is groot, die stres is intens en ongelukkig word een baie belangrike deel van opleiding weggelaat. Niemand leer ons op universiteit emosionele intelligensie nie. Niemand het 'n vak waarin daar noodwendig bestuursvaardighede aangeleer word nie. Niemand het 'n vak naamlik emosionele regulering, hoe my gedagteprosesse werk of hoe om konflikte hanteer nie. En juist daarom het jou groep mense wat onder jou werk opleiding nodig om hulle self beter te verstaan, om beter saam te kan werk as 'n groep, maar ook om jou toe te rus om na elke individu wat in jou groep onder jou werk, om hulle beter te kan verstaan en hulle te kan toerus. Een so geleentheid is wanneer ons kyk na 'n strategiese beplanning werkwinkel. Wanneer ons daardie woorde hoor, dink ons dadelik, dit gaan nou weer 'n lang gesprek wees waar die klomp groot bekke, alles gaan oorheers en waar ek nie my idees kan uitlig nie. En juist daarom is dit belangrik om dan 'n derde party in te kry. Iemand soos ek wat 'n life coach is en wat baie goeie onderhandeling en fasiliterende vaardighede het. My rol is dan om seker te maak dat almal in die groep kan deelneem, kan saam gesels en dat die beste idees daardie dag op die tafel kom. By 'n strategiese beplanningssessie is daar 'n paar dinge waarop ons gaan fokus. Ons gaan eerstens kyk na julle omgewing se lewenswiel. Julle spesifieke posbeskrywing wat julle het. Hoe gaan elke ou individueel gemeet word? Hoe gaan hy 'n prestasiebonus heel moontlik kry? En op die ouend as hy moet verslag doen, wat is die komponente wat daar moet wees? En weet hierdie ouens presies wat van hulle verwag word? Dan gaan elkeen in die groep kan 'n punt uit 10 uitgee vir hoe goed dink hy, presteer hy binne in elkeen van hierdie areas. Dit gee gewoonlik vir die bestuurder bo almal 'n baie beter idee van hoe sy mense dink, waar is daar miskien kommunikasiegapings en waar kan daar verbeter word. Ons beweeg dan oor na 'n metafoor van 'n brug wat ons gebruik. Nou 'n brug het een poot aan die een kant waar hy staan en 'n poot aan die ander kant. En ons gebruik die brug hier tussenin om oor te loop. En dit is hoe beplanning gewoonlik werk. Ons is aan die kant van die rivier en ons wil oorbeweeg na die ander kant toe. En ons gaan dus mooi uiteensit, waar is julle as 'n groep nou en hoe lyk dit daar aan die ander kant? En dan die pilare tussenin met die bruggie, met die loopgedeelte, gaan ons dan mooi uit mekaar uittrek en sê, maar hoe pas elkeen daar binne in? Mens kan natuurlik baie nice goed daarby bygooi. Mens kan persoonlikheidstoetse doen, mens kan kyk na wat is ouens se sterktes, wat bring hulle na die tafel toe, soos jy kan lank neem. Maar in meeste gevalle het besighede reeds daardie dinge gedoen. Hulle kort net iemand om weer die klomp los toue wat hang, net weer mooi aan mekaar te kom vasbind. En op die ou end gaan ons dan 'n SMART metode gebruik. Dis maar net 'n afkorting wat ons gebruik om doelwitte te stel. So dit skep vir jou die geleentheid om jou span te vat van moeg en moedeloos en geïrriteerd met 'n strategiese beplanningssessie, tot 'n span wat gemotiveerd en opgewonde is oor dit wat hulle gaan doen. Bloot vir die feit omdat daar 'n eksterne persoon was, wat seker gemaak het, dat almal kan hulle sê, dit van hulle harte afkry wat belangrik is, en dat ons almal kan deel hê aan die beplanning. Ek hoop om jou daar te sien, en ek hoop dat jy met hierdie video in die hand en die inligting op my webtuiste sal gaan na jou lynbestuurder toe, om seker te maak dat jy my sal boek vir jou volgende sessie.